Genesis 48. Jakob seën die seuns van Josef. Na hierdie dinge het hulle aan Josef meegedeel: "Kyk, u vader is siek." Toe neem hy sy 2 seuns, Manasse en Efraim, met hom saam. En hulle het aan Jakob berig gebring en gesê: "Kyk, u seun Josef kom na u toe." Daarop het Jakob sy krag versamel en op die bed gaan sit. En Jakob het vir Josef gesê: "God, die Almagtige, het aan my verskyn by Lus in die land Kanaan en my geseën, en vir my gesê: Kyk, ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder en jou 'n menigte van volke maak, en ek sal aan jou nageslag na jou hierdie land as ewige besitting gee. Nou dan, jou 2 seuns wat vir jou in Egipte land gebore is, voordat ek in Egipte na jou gekom het, is myne. Efraim en Manasse sal myne wees, net soos Reuben en Simeon, maar jou nakomelinge wat na hulle verwek het, sal joune wees. Hulle sal na die naam van hulle broers genoem word in die se erfdeel. En toe ek van Padan gekom het, het Rachel by my gesterwe in die land Kanaan, op die reis toe daar nog 'n kort end pad was om by Efrat te kom. En ek het haar daar begrawe langs die pad na Efrat, dit is Bethlehem." Toe Israel die seuns van Josef sien, sê hy: "Wie is dit?" En Josef antwoord sy vader: "Dit is my seuns wat God my hier gegee het." En hy sê: "Bring hulle tog by my dat ek hulle kan seën." Maar Israel se oë was swaar van ouderdom, hy kon nie sien nie. En toe hy hulle by hom bring, het hy hulle gesoen en hulle omhels. En Israel sê vir Josef: "Ek het geen gedagte gehad om jou aangesig te sien nie, en kyk, God het my ook jou nageslag laat sien." Daarop laat Josef hulle van sy knieë weggaan, en hy buig hom met sy aangesig na die aarde toe. En Josef neem hulle 2, Efraim met sy regterhand links van Israel, en Manasse met sy linkerhand regs van Israel, en hy bring hulle by hom. Toe steek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Efraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse. Hy het sy hande oor kruis gehou, want Manasse was die eersgeborene. En hy het Josef geseën en gesê: "Die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as herder my lewe lank gelei het tot vandag toe. Die engel wat my uit elke teëspoed verlos het, mag hy die seuns seën en mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak, en mag hulle vermeerder in die land in menigte." Toe Josef sien dat sy vader sy regterhand op die hoof van Efraim gelê het, was dit verkeerd in sy oë, en hy het die hand van sy vader gegryp om dit van die hoof van Efraim op die hoof van Manasse oor te bring. En Josef sê aan sy vader: "Nie so nie, my vader, want hierdie een is die eersgeborene, lê u regterhand op sy hoof." Maar sy vader weier en sê: "Ek weet, my seun, ek weet. Hy sal ook 'n volk word, en hy sal ook groot word. Nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sy nageslag sal 'n menigte van nasies word." So het hy hulle dan die dag geseën en gesê: "Met jou sal Israel 'n seën toewens, met die woorde: Mag God jou maak soos Efraim en soos Manasse." So het hy dan Efraim voor Manasse gestel. Daarop sê Israel vir Josef: "Kyk, ek gaan sterwe, maar God sal met julle wees, en hy sal julle terug laat gaan na die land van julle vaders. En ek gee jou 1 stuk land bo jou broers, wat ek met my swaard en my boog van die Amorite afgeneem het."